Okay, hierdie video is dan obviously deel 2 van hoofstuk 1 wat ons al klaar gedoen het. Soos ek gesê het in die eerste video, vat eers die vraag, gaan doen hulle by die huis, of jy is by die huis. Okay, neem eers 'n screenshot, doen eers die vraag op jou eie en dan gebruik jy die video om dit te merk en te kyk waar hak jy vas. As jy net die video kyk sonder om fisies die werk te doen, gaan dit vir jou regtig niks beteken nie. Okay, so ons is nou by vraag 6, ons aanbeweeg na persentasies toe. So hulle sê, bereken 12,5% van R3.580. Alright, persentasies, as hulle vir die persentasie gee, en jy wil ontslaa raak van die persentasie, deel jy hom altyd met 100. Met ander woorde, ek weet klaar, nog voor ek enigiets anders weet, dat ek daai 12,5 moet gaan deel met 100. En wat beteken van nou weer? Van beteken maal. So ek wil uitwerk, wat is 12,5 op 100 maal met 3.580. Right, so jy vir die R te skryf nie, gaan op jou sakrekenaar, tik hom net in. So ons tik in 12,5 gedeel deur 100 maal 3.850 en dan sien jy dit gee vir jou 481,25. So 481,25 rand. So 12,5% van daai bedrag is R481,25. Selfde met vraag 7 as hulle nou nie vir die rand bysit nie, maar hulle vra net wat is 12% van 360? Moet jy onthou, persentasie, ek moet hom op 100 gaan sit, van beteken maal, met ander woorde ek wil uitwerk wat is 12 op 100 maal met 360. So op my sakrekenaar gaan ek nou, ek sê 12 gedeel deur, julle skryf om ons 'n breek, 12 op 100 maal 360 en dit gee dan vir my 43,2. Met ander woorde dis 43,2. Okay, so ek dink dit is redelik eenvoudig, soos hulle vir die persentasie gee, hulle vra vir jou, wat is die persentasie van iets, wat jy die persentasie, deel met 100, en dan van beteken maal, so jy maal met die bedrag. Okay, dan, 'n ander tipe persentasie vraag is, die prys van 'n TV is R12.000. So op hierdie oomblik, is daai TV R12.000. Nou word dit verhoog, beteken verhoog hy raak meer, of word hy minder? Hy word meer, met ander woorde, jy gaan iewers moet gaan, plus. En dan vra hulle, met wat se persentasie hy plus met? Daai is lelik, daai is 13%. Wat is die nuwe prys? Met ander woorde, jy is besig met 'n persentasie verhoging. So om dit te kan doen, gaan ek sê, my nuwe prys is gelyk aan 12.000 maal met 13 plus 100 op 100, want hy is besig om te verhoog, so hy plus. So ek tik dit in, so wat is R12.000 maal 13 plus 100 op 100, en dan sien ek, dit gee vir my 13.560. Is 13.560 meer as 12.000? Ja, dit beteken jy het hom nou net verhoog. Okay, so redelik straightforward, persentasie, altyd te doen. Okay, maak net seker met hierdie, jy het 4 formules in die begin van die jaar in jou boek geplak, so dit is wanneer jy persentasie vermindering, vermeerdering, en dan ook die omgekeerde van vermindering en die omgekeerde van vermeerdering. So maak seker jy ken al 4 jou formules. Okay, nou, wat ek dink seker die belangrikste is, 'n saamgestelde en enkelvoudige rente. So die eerste ding wat jy moet raak sien is, staan die woord saamgestelde of staan die woord enkelvoudig in jou sin? So by nommer 9 sê hulle, bereken die saamgestelde rente, baie belangrike woord, as R600 teen 11% rente per jaar belê word vir 2 jaar. Nog voor die evaluasie wat hulle vir jou gee, skryf die korrekte formule neer. A is gelyk aan P, hakkie 1 plus I, en omdat hy saamgesteld is, beteken dit die N is my eksponent. Dan gaan maak jy jou checklist. Wat het ek?
wat soek ek? So hulle sê bereken die saamgestelde rente as R600 belê word. So as R600 belê word, met ander woorde ek het R600 ingesit. So my P-waarde gaan R600 wees. Dit word belê teen wat? Dit word belê teen 11%. So daai 11% is my I-waarde, maar onthou, hy moet altyd deel met 100. Want 'n persentasie, om as 'n getal te werk, moet jy hom eers deel met 100. En dan vir hoe lank word hy belê? Vir 2 jaar. So onthou, P is jou beginbedrag, dis die bedrag wat jy altyd belê. I is jou persentasie op 100 en N is jou tydperk. Maak seker hy moet altyd in jare wees. O, genade. Jare wees. Okay, en dan wat wil ons weet? Ons wil weet dat dit is die saamgestelde rente, met ander woorde ek wil weet wat is my eindbedrag. Okay, jy het 'n formule, nou kan jy dit in vervang. Ons weet nie wat A is nie, ons wil A bereken. My P is 600 plus I, my I is 11, so 11 op 100 en my tydperk is 2 jaar. Nou vat ek my sakrekenaar, ek tik dit net in. So met ander woorde, dit gaan wees 600 hakie 1 plus 11 op 100, sluit jou hakie en dit is tot die maag 2. So met ander woorde, dit gaan wees R739.26. R739.26. Jou eindbedrag moet altyd meer wees as jou beginbedrag. Maar wat is die punt, jy spaar geld as jy minder geld uit na jy gespaar het? Maak nie sin nie. Okay, so saamgestelde rente, kry jou formule, doen jou checklist, vervang in, kry jou antwoord. Dis dit, maklike paar punte in die sak. Okay, vraag 10, sê hulle bereken hoeveel jaar R7.000 teen 8% enkelvoudige rente moet lê. Enkelvoudige rente, ek worry nie verder nie, ek skryf eers my formule neer. A is gelyk aan P, hakie 1 plus I, mal N. Saamgestelde is die N in die lig, enkelvoudige is hy in die hakie. Alright, my checklist, want ek weet ek gaan nou die waardes moet gaan invervaal. So bereken hoeveel jaar, sê ek klaar vir my, ek is besig om 'n tydperk uit te werk. So ek wil basically weet vir hoeveel jaar moet ek R7.000 belê. R7.000 belê beteken dis hoeveel ek ingesit het. Teen 8%, dis jou rentekoers op 100, moet belê om tot R12.300 te groei. Met ander woorde, daai is my eindbedrag. 'n maklike manier ook, onthou jou eindbedrag is altyd meer as jou beginbedrag. So 12.300 is meer as 7.000, dus ek weet, dit is my eindbedrag. Right, nou het jy goed, vervang het in. So in A se plek vervang ek 12.300, in P se plek vervang ek 7.000, in I se plek vervang ek 8 op 100, en dan mal met N, ek weet nie wat is N nie. Alright, nou moet jy sien, dit is net so maklik soos, okay, tik het in my sakrekenaar, want jy moet nou vir N alleen kry. So om vir N alleen te kry, beteken dit alles anders wat ons staan moet oorgaan. Wat is die eerste ding wat moet oorgaan? My 7.000. Wat beteken hakies? Hakies beteken mal. So as ek ontslae wil raak van die 7.000, moet jy omgekeerde van mal doen. Met ander woorde, ek moet al twee kante gaan, deel met 7.000. So ek gaan sê 12.300 op 7.000 of gedeeld deur 7.000 en dit gee dan vir my 1,757 ja 1,757 ensovoorts. Onthou jy kan nie eintlik op jou sakrekenaar afrond nie. So ek gaan nou vir jou wys hoe gebruik jy jou sakrekenaar verder. Okay, ons gaan nog steeds vir N alleen kry. Okay, wat gaan ek volgende oorvat? Wat staan volgende teen my is gelyk aan? Die volgende ding wat ek wil oorvat is my 1. Wat gaan die 1 doen as ek hom oorvat? Hy is positief van die kant, so aan die kant gaan hy nou gaan minus.
So op jou sakrekenaar hoef jy nie weer daai hele desimale in te tik nie, hy's klaar daar. So jy gebruik jou answer button en jy sê minus 1. Dan sien ek, okay, dis 0,757 ensovoorts. Is gelyk aan 8 op 100 mal n. Laaste ding, ons moet nog steeds vir n alleen kry. Wat pla my nog? Daai 8 op 100. So hy mal aan die kant, so wat gaan die 8 op 100 doen as ek hom oorvat? Hy gaan deel. So met ander woorde, ek gaan sê 0,757 gedeel deur 8 op 100. Weereens, jy kan nie afrond nie, so jy gebruik jou answer button. So answer button gedeel deur 8 op 100. En dan sien ek, dit gee vir my 9,464. Ja, 464 is graag. 9,464. 464 ensovoorts is gelyk aan n. So met ander woorde, wat gaan my tydperk wees? Vir hoe lank moet ek dit belê? Jy gaan altyd oprond hierso. Met ander woorde, dit gaan wees vir 10 jaar. Ek moet ten minste die geld vir 10 jaar in daai rekening hê om by 12.300 uit te kom. Ok, ek hoop dit maak sin. Maak seker jy oefen jou saamgestelde enkelvoudige rente vrae. Jy weet, as hulle vir jou vra om die tydperk te bereken, of as hulle vir jou vra om te bereken, hoe moet jy om terugwerk? Maar hierdie ene, baie belangrik. Ok, dan vraag 11 en 12, is redelik eenvoudig. Vraag 11, die prys van 'n item word verhoog. Kan onthou, as hy verhoog beteken hy neem toe, so hier waarskynlik 'n plus om hê, van 150 tot 174. Wat is die persentasie? So nou het hulle nie vir die persentasie gegee nie, jy moet die persentasie bereken. Met ander woorde, jy moet gaan maal met 100. So as hulle die persentasie vir jou gee, dan deel jy met 100 en ontstaat er van hom. As jy die persentasie soek, moet jy maal met 100. So hoe gaan ek die persentasie verhoging bereken? Ek gaan net sê. Ok, so die eerste ding wat ek wil weet, is hoeveel het hierdie ding verhoog. So hy was 150, nou is hy R174. So ek begin deur te sê, wat is 174 minus 150? Dan sien ek, ok, hy het met R24 verhoog. Met ander woorde, 24 gedeeld deur 150, want dis hoeveel hy was, maal met 100, gee dan vir jou 16%. Met ander woorde, dit was 'n 16% verhoging om R174 te kry. En dan die laaste ene, 'n motor lê 700 km in 7 ure af. Wat se spoed ry? So onthou, daai afstandspoed en tyd driehoekies wat jy geleer het. Ok, ek wil die spoed hê. Met ander woorde, A moet deel met T. So spoed is gelyk aan afstand op tyd. My afstand is 700 km gedeel deur my tyd wat 7 ure is en dit gee dan vir my 100 km per uur. Alright, so dis belangrik dat jy hierdie video verstaan, dat jy al die werk kan doen. Gaan doen nog voorbeelde oor dit, gebruik jou examenal, so jy kan seker maak hoofstuk 1 het ek in die saak. Dis maklike en eenvoudige werk. Alright, so jy kan op hierdie punte rely om jou te help en jou dalk deur te kry.